verskriklik lekker dat julle vanaand hier is. Ek wil net hoor, julle woon dit vanaand vir die eerste keer by. Dit is net groot klomp. Baie dankie. Baie dankie. Ek hoop werklik waar dat dit vanaand niemand net ete gaan wees nie, maar 'n geestelike belewenis. Dis 'n gebruik van die amper sê charismatiese Jode, dis die messiaanse Jode. En ek het dit baie jare gelede het om die François Wessels, Dr. François Wessels in sy gemeente daarmee begin, want hy het die bediening onder die Jode gehad. En die ete gaan doodrustig volgens die boekie wat daar is voor julle. Jammer dat daar nie vir almal is nie, so deel maar met mekaar asseblief. En ek en Anthony gaan dit vanaand saam hanteer. En ons sal vir julle sê wanneer julle nou wat kan doen. En as dit nie mekaar maak het op die regte saak, ons is hier om die Here saam te dien. Daar was die hele paar mense van die EG Kerk wat my gevra het, kan hulle nie 'n bydrae maak nie? Die gemeente het eintlik alles vir ons bekostig, maar as jy wel 'n bydrae wil maak, daar agter is 'n so 'n mandjie wat jy daar iets kan insit na die tyd as jy so wil, maar daar's geen verpligting daarvoor. Voor ons op die tafels is daar ook klein kersies, daar's ook vuurtjies, een vuurtjie op, een dosie vuurtjies per tafel, maar steek asseblief die kersies aan. En asseblief sit dit maar tog weer op die stukkie papier. En sal iemand net vir ons die kersie bo op die kruis aansteek asseblief. So, daar is hy.
Skink maar vir u van die druiwesap. Afikoning genoem, en dit gaan ek tydens ons ete gaan ek dit wegsteek en op 'n stadium sal die kinders dit moet gaan soek. As ons dit gekry het, is dit tradisioneel die laaste dis wat by die Pasga geëet word. Ons kom nou by die maand Nitsana, 4 vrae. Ja, die vraag is, hoekom verskil hierdie nag van ander nagte? Op al die ander aande eet ons gewone brood en matza. Maar hoekom eet ons dan vanaand net die matza? Op al die ander aande eet ons allerlei soorte kruie. Maar hoekom eet ons vanaand net bitterkruie? Op al die ander aande doop ons nie ons kruie nie. Maar hoekom doop ons vanaand die kruie 2 keer? Op al die ander aande kan ons sit of leer as ons eet. Maar hoekom leer ons vanaand op ons elleboog wanneer ons eet? Nou natuurlik in die Bybelse tyd het die mense letterlik op die grond geleun en geëet, en dit is maar die rede hoekom die vraag so gestel word. Hierdie is 4 belangrike vrae wat julle vra. Die Padas. Muggies. Steekvliere. Pes onder die vee. Sweere. Springkane. Duisternis. En die eerstgeborene wat sterf. Nou, jy
van smart tot vreugde, van duisternis tot redding. Na die bitter van die bitterkruier, gaan ons nou die soetheid van God se genade proe. Kom ons drink die tweede beker. Ons drink hierdie keer by die beker om God te dank vir sy verlossing en die bitter lyding. Eiers, neem van die eier, doop dit in die sout water. Die hardgekookte eier is 'n simbool van rou en het die volk Israel herinner aan die vernietiging van die tempel en die afwesigheid van offers. Soutwater herinner ons aan die trane van swaar kry wat die Israeliete in Egipte gestort het. Neem, proe en onthou die swaar kry van God se volk in Egipte. Ek wil nou vra dat die kinders moet opstaan en gou vir ons dit gaan sorg. Dit wordt gebruikt. Die derde beker vir die Pasga-liturgie bestaan bekend as die beker van verlossing. Dit is die beker wat Jesus tydens die Pasga-maal geneem het en die nagmaal weer ingestel het. Die beker herinner ons aan die bloed van Jesus Christus wat gestort is ter wille van ons oortreding. Drink nou en onthou dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Hy is die een van die vrug van die mens. Ons drink en onthou dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Geseënd is die Here ons God, koning van die heelal, wat ons met homself versoen het. In die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Messias idee daar is asseblief, dan kom jy terug en sê jy vir ons nee, hy is nie daar nie. Ons lig ons bekers vir die 4de maal in dankbaarheid aan God vir sy oneindige genade en liefde vir ons. Geseënd is die Here wat ons met Jesus hou, as kinders aangeneem het, en ons so laat in die Vader en Amen. Die Pasga-maal aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God uit die hemel uit sien afkom. Die stad was versier soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon gehoor sê: "Kyk, die woonplek van God is van nou af by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie.
Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. This time, volgende jaar in deze wedstrijd. This time, volgende jaar in deze wedstrijd. Kom ons groet mekaar.